Net so sit dan bid ek gou vir ons. Dankie Here vir die geleentheid waar ons by die woordskool kan wees. Here, ons gee al die lof en die eer. Ons bid Here vir wysheid en kennis uit hierdie saak uit, waar ons nog leer vir die Heilige Gees en dat U ons harte sal oopmaak, ons gedagtes sal verhelder, sodat alles wat ons leer, dit sal inneem en dit sal kan uitleef in ons lewe, ook so in die gemeente. Ons gee U al die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Ons so 'n bietjie aangaan waar ons laasweek gestop het. Op bladsy 12 vir die boonste gedeelte af. Ek het daar begin haal so die eienskappe van die vrug van die Gees is dieselfde eienskappe as die van Christus. Oordink hierdie feit deeglik. Galasiërs 5 vers 22. Die bokant van bladsy 12. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 5 vers 23. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogtigheid en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Want die vrug, Efesiërs 5 vers 9 sê, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Jy reg? Jy by dieselfde bladsy as ons. Julle reg? Net seker maak. Net voor hy verder gaan, ek gaan vir julle sê, hy sê nou hierso kruisig met jy kruisig die vlees. Daar's 'n ander skrif wat sê, waar Paulus sê, hy kruisig die vlees dag op dag, maak my diensbaar vir die Here. Romeine praat ook daarvan, beklee jou met Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees nie. Want die vlees is dood, maar die Gees is vrede en lewe. Net om dit buite genoem het. En onthou geloof wat as op vaste leerstellings gebaseer is nie Bybels geloof nie, maar eerder, laat ek dit weer lees. En onthou, geloof wat op valse leerstellings gebaseer is nie Bybels geloof nie, maar eerder 'n illusie. Ek kom agter baie ouens val vir dit. Hulle glo elke Janrap in sy baard wat om die draai is. Hulle gaan doen nie selfondersoek nie. Die woord sê jy moet navorsing doen. Wanneer ek bedien, ek sê dit baie keer vir iemand, ek het die ander dag ook vir iemand gesê, toe sê ek vir hulle, het jy gehoor wat ek al oor gepraat het? Ja, ek het gehoor, maar hulle het nie ingeneem nie. So daar was byvoorbeeld iemand wat gesê het, ek bid vir jou, en daarvoor is ek baie ernstig wanneer so by kom, is dat as ek vir jou kom bid, ek gaan nie net vir jou bid, woorde wat ek dink ek moet bid vir jou nie, ek kom bid vir jou wat ek glo die Here my gegee het om vir jou te kan sê. Maar nou kry jy ouens wat net wil gaan hande oplê om hulle wil hande oplê op jou. Dis verkeerd. Jy kan nie enige ou kry wat sê kom bid hierso vir hierdie ou nie. Moet opleiding wees daarvoor. Ons sal nog by dit uitkom. Die volgende opleiding sal ek dit gebruik. Maar dit is baie belangrik. En as daai persoon vir jou gebid het, toets die Gees. Die woord sê toets dit, of dit waar of vals is. So ek gee hulle nou eintlik 'n opdrag. As ek nou preek op 'n Sondag of op 'n Woensdag, dan gaan toets dit of dit waar of vals is. En dis hoe jy gaan weet dat daar waarheid is in die woord. 'n ware woord gaan uitgedra word deur om dit te beproef. Right. Efesiërs 5 vers 18. Gewoonte al hierdie gaan wel so op 'n blyk dink. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dit beteken geensins dat jy slinger rond soos 'n dronkman nie. In die Gees nie. 'n Dronkman word deur die drank van sy gedrink het beheer en daarom slinger hy rond. Dit is na hierdie teenstelling waarvan
dit geskrywe was, verwys. In teenstelling met 'n dronk man, is 'n geesgevulde persoon in 'n volle beheer van al sy fakulteit. Juis omrede die Gees die vrug van selfbeheersing in die gelowige se lewe voortbring. Maar die gelowige moet egter sy samewerking gee. Jesus Christus het nooit geloop en in die Gees rondgeslinger of op die grond geval in die Gees geval nie. Dit sal ons ook later bespreek. Of in die onbeheer van wyse rondgerol en op wanordelik opgetree nie. Die Here Jesus Christus, wat teen alle tye ten volle in beheer van homself. Lees asseblief ook die artikel word met die Gees vervul. Dis by bladsy 20. Ons sal daarby uitkom. Vir meer besonderhede oor hoe om met die Gees vervul te word, asook die artikel val in die Gees. Nou, voor ek verder gaan by die doop kom, moet ek gou vir ietsie sê. Ons het al 'n paar keer, ek het al 'n paar keer dit genoem. Het julle al gehoor, ek praat baie keer van die Kundalini Gees. Jy moes dit al ergens al gehoor het. Dis Hindoes. Ja, ek dink ek vir jou dit al gesê. So baie van hulle sit en dan maak hulle so, wieg hulle en hulle doen die moslems ook, hulle lê en mediteer. Soos hierdie yoga en goeders, hulle mediteer op hierdie yoga en goeders en dit maak dat hulle toelaat dat daai gees in hulle kom. En dis wanneer hulle begin snaakse goed doen. Daar's 'n verskil tussen koordans en die Kundalini Gees. Die koordans is soos wat die woord hierso sê, dit is uit die Gees van die Here uit, dit is 'n ordelike gees. Jy gaan nooit sien en in Dawid skryf of toe in Samuel, toe hy begin dans het voor die ark, het hy al sy klere uitgetrek uit blydskap uit. Maar wie het vir hom gekyk? Die mense wat hom geoordeel het. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor hy uit blydskap uit. So wanneer jy in koordans kom, dan begin die Gees van die Here werk. Ons gaan nog by dit uitkom. Maar dit is nie uit 'n vleeslike blydskap, nou trek ek al my klere uit nie. So wanneer iemand hier so koordans en hy begin losbandig raak, dan gaan ons bietjie, wow, daar's 'n fout. Daar het al so 'n insident gebeur. Hoeveel het agtergekom het nie. Maar ek sal later daar moet oor praat. Maar wat ek wou sê is, dit gebeur wanneer die vlees in beheer wil wees. Jy kan nie in beheer wees van die Gees nie. Die Gees moet beheer neem van die liggaam. En wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees werk, dan doen jy dit op die regte manier, ordelike goeders. Weet, daar gaan ons praat baie keer van, as jy gaan lees oor die uitstorting van die Heilige Gees wat plaasgevind het, dan gaan lees jy daaroor, dan sal jy sien die ou skryf, hy sê, hulle het begin uitbars in taal, hulle het begin uitbars in, hulle het begin huil. Dit was nie wanordelik, dit was nog steeds in die orde van die Heilige Gees. Dit was nie uit hulle self, dit was nie uit hulle losbandigheid nie. Want as jy iemand wat al gedrink het en losbandig geleef het, gaan vir jou dadelik en sê, luister, ek weet hoe dit was. Jy kan nie jouself beheer nie. Ja, ek dink altyd daaraan, as daai ou daar sit, hy het hom nou goed gedrink, dan lê hy daar so langs die pad en dan moet hy opstaan. Hy kan op sy voete staan nie. En as jy in die Gees is, dan kan jy nog op jou voete staan. Ek moet ook vir jy sê, ek praat uit my eie gelewe uit, my eie getuienis uit. Eendag het die Here my gevat, en luister, ek was die hele diens, nie by myself nie. In daai jaar toe moes my skoonpa, nog nie my skoonpa, toe moes hy my huis toe vat, want ek kon nie bestuur nie. Ek het nie besef wat nou eintlik gebeur is iets merkwaardigs. So dit was iets groots wat met my gebeur het, en alhoewel ek by my volle bewusheid het, ek kan alles onthou wat die pastoor gesê het, maar ek was dit voel of ek daar in die hemel is, in die bokant van die hemel is, en nie in aarde is. Ekskuus? Ja. Ja.
Ja, jy weet, jy voel jy's in 'n plek, en ek het die ander dag daarvan wel opgelees so goed. Wanneer die Gees inkom, dan kan jy nie jy kan nie uit sy orde uit wees nie. Hy vat oor in elk geval. Maar dit is 'n goeie orde, dit is 'n orde. Dit is hoekom daar baie keer ek partykeer kwaad word as die mense dit nie reg verstaan nie. Hulle praat nie, hulle vra nie, dan kry jy ouens wat nie van die Here afkom, en dis wat ek nou so Sondag ook gepraat het. Baie kom in, maar met 'n verkeerde kant. Hulle kom by die agterdeur en nooit by die voordeur. Net 'n dief kom in by die agterdeur. Die ou wat by die voordeur inkom, dit kom deur Jesus. Kan nie by die venster inklim nie. Dis 'n skelm. Kan nie by die kraal se muur oorklim nie, moet by die hekkie ingaan. As jy oor die hekkie klim, as jy oorklim, is jy skelm. En dit is baie keer dit, dan draai jy verkeerde goeders oor, wat nie daar hoor. So ja, net so as dit lips. Ek het al O ja, dit is maar dat ek aan 'n ander bak slap teruggesit. Toe sit die slap terug, nou kan ek nie oor Dan moet hy wag. Ek sal vir jou aftakkie daar buite bou. Sit reën. Doping met die Heilige Gees vind in die oomblik met wedergeboorte plaas. Gedurende die apostoliese tyd van die kerk se dispensasie, wanneer 'n persoon op 'n gegewe punt in die tyd van die evangelie hoor, verstaan en glo, word daardie persoon met die Heilige Gees gedoop en vir ewig met die Heilige Gees verseël. Efesiërs 1 vers 13 is in wie julle ook nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees vir die belofte. Nou, huidiglik tydens die post-apostoliese tydperk van die kerk, depressante, ontvang 'n persoon die Heilige Gees die oomblik wanneer daardie persoon die evangelie glo en op geen ander tydstip nie, en ook nie deur handoplegging nie. Lees die boonstaande teksgedeelte daar aandagtig deur. Nou net terug te gaan daar, dit is nie, ek dink ek het nou 'n voorbeeld. Laasweek die jongman wat ek bedien het, en ek dink ek het vir jou ook dit gesê. Ekskuus, sorry ek gaap nou. Sodra jy jou hart en lewe vir die Here gee, dan begin jy klaar opening maak vir die Heilige Gees. Wat ek leer van die mense is, jy moet eers al jou vuil werk uitkry, en dan, as jy leeg, dan maak jy opening vir die Heilige Gees. Dis so dit werk. So, toe kom die seun en hy sê vir my, ja, pastoor, ek het nou hierdie situasie gehad, maar hy het 'n stem vir my gesê, moet dit nie doen nie. Dus ek nou, wie dink jy was daai stem gewees? Dis die Heilige Gees. Hy het dit nie besef nie, want hy het nog nooit geken nie. So toe hy dit op daai oomblik herken, toe weet hy, dit is nou die Heilige Gees. Dis hoe die Heilige Gees werk. Hy gaan nie buite 'n orde nie. Vervulling met die Heilige Gees is iets wat herhaaldelik moet gebeur. Herhaaldelik moet gebeur. Soos van die gelowiges homself van homself ontledig en toelaat dat hy deur die Heilige Gees gevul kan word. 'n gelowige kan op enige tydstip of deur die Gees gevul word, of as gevolg van sonde, sy eie persoonlike gewilligheid ensovoorts die wat op my plek verloor. Vervulling, daar sê dankie, van die Heilige Gees in sy lewe verhoed of selfs aktief teenstaan. Want dan sou beteken dat daardie persoon vanuit daardie posisie sal moet bekeer, homself tot God se beskikking stel en hom
as 'n getroue disipel navolg, sodat daardie persoon weer met die Heilige Gees vervul kan word, tot die mate waarop 'n persoon homself van die eie ek, sonde en rebellie ontledig, en die Here as getroue disipel navolg, tot daardie mate dat die Heilige Gees daartoe persoonlik vul, sodat hy deur daardie persoon sy lewe kan lewe en die vrug van die Gees in daardie gelowige se lewe kan voortbring. Hierdie gebeurtenis is 'n voortdurende gebeurtenis waar daar vir die gelowige verwag word om sy kant te bring. Ons kyk weer na Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogtigheid, begeerlikhede gekruisig. Fase 1 van ons verlossing. Wanneer die gelowige die evangelie glo en waar hy Christus se toegekende geregtigheid ontvang, as gevolg Christus se voldoende werk aan die kruis, waar hy vir die persoon se sonde gesterf het. Galasiërs 5 vers 25. As ons deur die Gees lewe en doen, omrede ons met wedergeboorte met die Heilige Gees gedoop en verseël is. Fase 1. Laat ons ook dan deur die Gees wandel. Fase 2. Heiligmaking wat getrou disipelskap vereis en waar ons moet totaal toelaat dat die Gees ons vul, sodat hy die vrug van die Gees in ons lewe kan voortbring en deur ons Christus aan die wêreld geopenbaar reflekteer. Dis 'n mondvol. Ja, dis hoekom ek so gaap, ek kan myself nie glo nie. Doop met die Heilige Gees is 'n afhanklike realiteit. Ek het dit verkeerd gelees. Wat op 'n punt 'n tyd in 'n gelowige se lewe plaasgevind en voltooi is. 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal ook deur die Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jood of Griek is, slaaf of vryman, en ons is almal, alle gelowiges, een uitgesondering, geen uitsondering nie. Van een Gees deurgronde. Efesiërs 1 vers 13. En wie julle ook al nadat julle die woord van waarheid ontvang het, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Alle gelowiges, geen uitsondering nie. Dit kom ons almal toe. Dit kom nie die pastoor toe nie, kom nie die kinders toe nie, kom almal toe wat in die kerk is. Dit beteken ook die Gees kan jou ook gebruik om te kan profeteer, om te kan taal uitlei, om te kan hande oplê vir iemand om gesond te word. Of dooie mense uit die doodheid op te kan bring. Dit hang nie net van een persoon af nie. Die liggaam van Christus sluit almal in. Dit sluit nie net my in, dit sluit almal in. Want hy het nie vir een persoon gegee nie. Dis hoekom ons nie meer soos die ou dae, soos die priesters ingaan en dan wag ons vir die priester om te bid en sê, ag, bely vir my sondes nie. Hier's my 'n bokkie nie, want dit het nou vir ons almal eenparig deel geword. Dis hoekom Paulus op 'n stadium in die woord skryf hy sê, teen die tyd moes hulle almal al predikers gewees het. Dis hof. Jy kan al pastoor word. So, ek noem dit is nie te sê almal word dit nie, want dit sê vir almal jy moet geroep word, maar dit is 'n bewys dat ons almal kan bedien. Jy kan iemand in die straat kry, jy kan vir hom sê, hoor hierso, hy, maak jy lewe reg, hier's Jesus. Voorbeeld, dan bedien jy daai persoon, dan word jy deur die Heilige Gees gelei. Word jy deur
die kerk gelei of deur die opleiding wat jy kry nie. Jy doen dit omdat jy die Heilige Gees in jou het, wat jou leer. Vervulling met die Heilige Gees, dit is die Here se wil vir elke gelowige om die heiliglik en voortdurende met die Heilige Gees gevul te wees. 'n toestand van gereed deur sonde en eie willige arrogansie onbekeerd te word. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Ek dink ek moet maar my lese maak in die kerk. As die mense die drinkers sê maar dan die maar die Here Ja. Ja, so ek het daai nou ook na die ander dag weer gekry. Ek dink dit was Sondag toe is dit weer 'n vraag wat opgekom het. Daai is vir my nogal, dit laat my hare so regop staan. Hoe sê, ek het altyd, Reinhard Bonke het hierdie gewoonte gebruik, omdat hy Duitser was, toe sê hy die Duitser bloed kook in hom op, en dan wil hy iets doen wat hy nie moet doen nie. So ek voel ook baie keer so, daai Duitser bloed in my kook, dan wil ek daai gryp wat dit sê, want hulle sit hulle woorde by die woord van God. Ek het nooit so besef nie, en nou dat ek met julle praat daarvan, wil ek vir julle sê, die woord sê, wat jy byvoeg, gaan die pla van die Bybel by jou lewe gevoeg word. Wat jy verwyder van die woord van God af, gaan die Here van jou lewe af verwyder van die woord van God af. Dis in Openbaring wat hy dit sê. Nou, terug te kom aan dit wat jy nou net praat van die water in wyn verander. Dit is altyd die maklikste verskoning. Hulle sien nie dat eintlik dit 'n wonderwerk was nie. En eintlik het hy vuil water gebruik, as ek dit so mag gebruik. Want hy het klipkanne gebruik. Daai klipkanne was waar hulle in voete gewas het. So hulle het voete waskanne gevat. Nou kan jy imagine, daai dag toe ons sy voete hier gewas het, dat ek daai water gevat en die Here, dankie Here, dit het nie gebeur nie, maar nou verander dit word in wyn. Nou sê ek vir julle, drink saam met ons. Julle gaan nie weet, dit is vuil water nie. So dit is eintlik, dit is ietsie groots om te verduidelik, maar ek hoor wat jy sê, want dit is altyd deur 'n nasie, waar hy te water en wyn verander. Maar daar staan ook nie dat hulle losbandig geraak het. Want hy sê ook, en dit is waar hulle ook altyd die punt mis, want die hofmeesters sê tog al, die gasheer sê, hierdie is beter as wat ons gehad het. En hy sê ook, jy sit altyd eers die beste op en dan die slegste. Maar omdat jy die slegste eers en toe die beste, dit beteken, jou lewe moet verander. En die wyn, weet ons, verwys na sy bloed. Dit verwys terug na die bloed van Christus toe. So dit is baie keer, en ja, ek wens, baie keer om blys ek nie, ek gaan net niks sê nie. Baie keer net goed genoeg om niks te sê nie, want jy gaan jouself kwaad maak vir niks nie. Hulle sal nie strei met mense wat nou onder invloed is nie. Waar sal hulle maar net Yes. Ja, laat hy aangaan, laat hy doen wat hy wil. Jy weet wat is die waarheid, en ek weet wat is die waarheid. Dit wat ek altyd sê is dat, hoekom sal die Here iemand red wat 'n dronkaard is? En daai ou gee sy hele lewe, en hy sê ek wil nie meer drink nie. Maar nou dat een wat nou, dis wat ek nou net gesê het, dis nou een van daai ouens, wat oor die muur gespring het in plaas by die hek gekom het. Dit gaan 'n lekker storie raak. Ek verwys nie na jou nie. Dis goed dat jy weet. Ek weet man, dis 'n grap. Next time sal ek maar oor die hek. Klim maar oor die hek, 'n bietjie is fyn. Ek sou vir jou trappies bou oor die hek. Wie ek seker maak die hek is altyd oop. Ja, moenie. So ja, dis baie interessant daai. Ek glo die Here gaan ons help in elk geval dan, maar dis wat ek altyd vir hulle sê ook. Is dit okay? Jy het nou hierdie redenasie. Sê jy vir my, verander hierdie blom dan.
jy kan mos nou die blom verander. Jy sê mos nou, jy uiteindelik vat jy die gesag uit God se hand uit. Dis soos die Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig jou. Kan ek jou voorbeeld gebruik? Kan ek 'n stukkie gebruik? Okay, so ek gaan dit nou noem want dit ons raak daaraan. So Daniel kom by my en hy sê vir my, terwyl hy in die kerk sit, as ek reg is, terwyl ons die woord bedien was, toe was hy oortuig van sonde. Nou wie het hom oortuig? Die Heilige Gees, nie ek nie. Ek is net die spraakbuis, maar dit was nie van my af gekom nie. Hy het self gesê dat dit kom van die Here af. En toe hy die manier hoe hy dit vir my genoem het, toe weet ek, dis hoe die Here werk. So verstaan jy, dit kan nie ek wees nie, want ek kan nie in jou hart sien wat daar aangaan nie. Tensy die Here dit vir my openbaar nie. Maar bygesê is die manier hoe hy die boodskap oorgedra het, is dat ek is oortuig, ek moet my sonde bely. Nou met my ook, ek het groot geword in die kerk. Maar ek het op 'n stadium in my lewe gekom waar ek geweet het, ek moet nou bely met my sondes. Anders dan gaan ek die hemel maak nie. En ek het groot geword. Ek sê mos, onder die bank groot geword. So eintlik het ek nie verskoning teenoor ander. So as ek dan nog kom sê, ek vat nou die voorbeeld weer, nou Jesus het water in wyn verander, dan is ek nou net 'n lafaard soos die res. Maar dan het ek nou die hele punt gemis, as die wonderwerk. En ek sien dit as 'n wonderwerk, as iemand vir jou kom sê, die Here het my oortuig. Dit beteken, daai saadjie was geplant, en is nat gemaak deur die Heilige Gees, nie deur 'n mens nie. Net God laat groei. So, dis wat belangrik is daarvan. Sorry, gestaan te kyk uit daai van die 8. Ja, Die slawe het 40 jaar vir Farao. nou sy wagte het 40 jaar vir Noag gespot en gespoeg en whatever. Jy moes het gesien het, ek was vol trane, my oë was vol trane. Al het die ark aan die brand gesteek het en whatever. Maar die Here het nog steeds oorwin. Ja, Hulle het nog steeds oorwin. daai sou weer 'n storie vir 'n ander dag eintlik. Dit is baie diep goeters daar. Ons besef dit nie altyd nie. Wat eintlik, en dit is ook besig wat in die wêreld ook gebeur, ons so half van die punt af gaan, maar ek wil dit vir u sê, ons besef nie wat nou gebeur nie. Ons is nou besig aan die voorbereiding van 2 goed wat moet gebeur. Uitstorting van die Heilige Gees weer, herlewing, en dan voordat die anti-kris kom, moet alles in plek val. Wat is besig om in plek te val? As jy gaan kyk na die woord sê, daar sal gerugte wees van oorlog. Daar sal oorlog wees. Aardbewings. Vloede. En dan sê hy ook in die laaste gedeelte, dan sê hy, maar moenie bekommerd wees, hier is nog nie die einde nie. So dit beteken, daar is seker goed wat moet in plek val. So die anti-kris is nou besig om in sy plek in te werk en goeders in orde te kry, maar ek kan nog nie in plek, ek kan nog nie intree nie. Hoekom nie? Weet julle dalk? Die Heilige Gees is nog nie. Die Heilige Gees is nog Dus, die beskerming nog al die tyd. die kerk moet eers weggaan, voordat die anti-kris kan werk. So as Op die einde van die nag aan die kerk werk. ja, kyk daar, ek sal dit 'n studie maak. Ek het alles. Ek wil graag dit eendag met julle deel oor die wederkoms van Christus. Ek wil graag dit doen, want dit is baie interessant. Dit is regtig nodig. Ons moet dit vir die mense leer. Weet jy dat baie jare terug toe 'n pastoor eendag vir ons gesê, wat gebeur as die kerk weggaan en die Heilige Gees is weg? Hoe gaan jy dan tot bekering? Jy gaan nie kan nie. Jy gaan nie maar nog voordat jy gaan, dan stenig hulle jou met klippe. Jy gaan nie buite net nie kans sal kry nie.
Jy gaan nie kan in 'n hardloop in die kerk en as die kerk nou nog dan nie is daai tyd nie. En dan sê Here help my nie, want dit is verby. Dis ek wil amper vir jou sê dis wat ek Sondag ook oor gebedien het. As die deur toe is, daar's 'n gedeelte in die woord van die Here wat sê die diensknegt het die deur toegemaak. En toe klop hulle, toe sê hulle maak oop dat ons kan ingaan. Toe sê hy gaan weg, ek ken julle nie. My gebeur. Ja. Toe gooi ek die klip deur die venster. En die klip val voor die pastoor nie. En ek gaan terug en toe kan hy deur van sy Here nog nie daai deur van my. Toe gaan hy deur nie. Toe gaan ek in. Ek verloor dit. So jy het 'n ervaring al daarvan. Ek verloor. Kom ons gaan aan. Waar was ek? Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit in die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Die gelowige moet in die Gees wandel en dis iets wat hy moet doen. Romeine 8 vers 4 sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik dink, geestelike dinge. Iets wat elke gelowige moet doen, om hierdie gedagte te verontagsaam, beteken dat daardie gelowige nie met die Gees gevul sal wees nie. 'n Posisie waaruit hy moet bekeer. Dit gaan eintlik terug na wat jy gesê het van doop en die water in wyn verander. Dit kom terug daarop. Hy glo dan nie aan die Here dan eers. So waarom moet jy dan met hom stry? Dan kan jy hom maar regtig vir hom sê, ag man, weet jy wat, gaan sit op jou stoel. Jy wil nie hoor nie. Jy wil nie die waarheid weet nie. Jy's nie werd nie. Amper so iets. Doping met die Heilige Gees is 'n werklikheid vir alle ware gelowiges wat die evangelie gehoor, verstaan en geglo het. 1 Korintiërs 12 vers 13, want ons almal is ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jood, Griek is, of slaaf of vryman, en ons almal van een Gees deurgronde. Ek wil vir julle, terwyl ons dit nou lees, wil ek vir julle vra, gaan lees vir my 1 Korintiërs 12. Gaan doen navorsing oor 1 Korintiërs 12. Dit is oor die gawes van die Heilige Gees. Die verskynings. Maar jy gaan lees dit, dan gaan jy sien, daar staan, alles gaan deur een Gees. Dit gaan nie deur my gees en dan deur jou gees nie. Dit gaan deur een Gees. Dit is net deur die Heilige Gees. Dit werk nie, ek sien nou iets en jy sien nou iets anders nie. Daar's nie so ding nie. Jy het 'n ander gevoel as ek nie, want sodra ek en jy lig na lig soek, dan praat ons dieselfde taal. So dit is in een Gees. Maar gaan lees dit, dan kan jy 'n beter idee kry waarvan die woord hierso praat. Let op die woord, ons almal. Daar is geen uitsondering sover die ware gelowige aanbetref nie. Vervulling met die Heilige Gees is nie noodwendig waar ten opsigte van alle gelowiges nie. Dit is slegs waar 'n gelowige wat homself aan die Here onderwerp het en wat hom en sy krag staat maak. Ek hou van daai woordjie onderwerp. Want hy sê in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Net voordat ek verder lees. Hy sê weerstaan die duiwel. Met wat weerstaan jy? Die woord van God. En, nou hier's 'n ander ding. As jy gaan lees wat staan in die wapenrusting, Efesiërs 6 vers 10, dan sê hy, staan vas in die waarheid. Hy sê nie gaan veg nie. So, hoe veg jy teen die vyand? Jy staan en weerstaan die duiwel. Dit beteken, jy draai jou rug op die duiwel, en jy gaan aan met jou goedjies. Jy vergeet daarvan, jy bly op die woord vas staan.
maar jy veg nie, want God alleen veg vir ons. So, dis iets wat ek moet vir u sê, wat ek al van laas jaar af begin leer het. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welvallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Daar kom jou antwoord eintlik. Van die water en wyn, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar word met die woord waar verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. Dit kan ons ook gebruik vir iemand wat tatoeëermerke het en wat wil sê, maar dit was net in die Ou Testament, in Levitikus, wat hulle praat, jy mag nie grafeer op jou nie. Hierdie het dieselfde uitwerking, want as jy deur die Gees gelei is, dan kan jy nie sê, nou wil ek 'n naam opsit, want ek sou kind van die Here, I'm a child of God, dit is mag. Dis eintlik 'n sonde. Daar sê, kyk, daar is baie wat tot bekering kom. En dan het hulle nou tatoeëring, maar ek het 'n pastoor geken toe ek se ouderdom was, wat van hier af tattoos gehad het, want hy was 'n biker. Maar ek het op nooit 'n tattoo op hom gesien nie. Toe was ek 'n jong seun gewees, ek sal dit nie vergeet nie. En hy kom preek en niemand het geweet hy het dit op nie. Want hy het weggesteek, hy het skaam gekry daaroor. Sodra jy tot by die Here kom, werklik tot by die Here kom, waaragtig bekeerd is, dan kry jy skaam oor jou sonde. Ek het skaam gekry oor my sonde. Ek het weer die ander dag gesê, ek kry skaam oor wat ek verkeerd gedoen het. Maar nou omdat ek die Here aangeneem het, nou is ek nie meer bang daarvoor of kry ek skaam nou oor wat die mense dink of nie, want ek weet ek is 'n vrye man in die Here. Ek is vry deur hom gekoop. So dit beteken ek is verlos deur hom. Nou, nou het jy die ou tattoo op. Dit is nie verkeerd as hy dit op het. Dit is 'n bewys waar die Here hom uitgehaal het. Dis wat ek altyd sê. Dit is 'n teken dat die Here hom uitgehaal het. Maar mense moenie gaan agterna en sê, okay, ek sit dit op want dit is nou wat my herinner dat die Here my verlos nie. Nee, jy moet in jou gelaat. Dit wat jy die ander dag gesê, hulle moet kan sien op jou gesig, daar's 'n verandering. Dis hoe jy ken wanneer 'n kind 'n ware kind van die Here is. As jy instap in die winkel, ja? As mens kan dit nie sien. Ervaar Maar jy gevoel. Yes. Want as 'n persoon jou aankyk, dan gee jy 'n smile en sê, jy het baie verander. Dan, soos ek dan gesê, sê Louise, jy het heel verander, daar's 'n lig in jou. Gees soek gees, lig soek lig. Een gees, een liggaam. Ons soek mekaar se lig, want die ding is, as ek by julle is, dit's lekker om saam met julle te kan sit en kuier, want daar's 'n lig in julle en daar's lig in my. So ons kan mekaar aanvul. So wanneer ons by mekaar kom, dan praat ons geestelike goeders, dit is opbouend, dit is nie afkrakery nie. Gaan sit by 'n vuur waar mense drink en rook en losbandig is, hulle kraak met mense af. Daar's nooit 'n opbouing, daar's nooit 'n oproering en sê, "Jo, dit is lekker gewees vandag." Ja. Maar wanneer jy met die kinders van die Here meng, dan is dit positief. Ja, positief. So daar's 'n verskil. Yes. Maar altyd as ons nou gaan het na so 'n paartjies toe, dan word ek vir my gesê ek het raak. Nou moet ek myself verneder vir ander mense. Is nie ek nie. Ja. Dis nie ek nie, nou maak hulle spot van en nou sê ek moet vrede te bewaar. Nou hoor my nederig. Ek wil vir julle dit, ek wil nou vir iets by dit sê ook. So ek het al 'n paar keer, laat ek mooi dink. Eerste keer toe ek en my vrou, by vriende wat ons gehad het, die vrou het toe al afgesterwe, jong, jare terug al. Toe daag ons op en ek sê vir haar, jong, hierdie ouens weet nie wat ons weet nie, maar ons gaan daar sonder drank aankom. En ons het toe nou daar opgedaag, en terwyl ons daar toe nou sit saam met hulle, toe
is die ander vriend van ons, hy maak bier oop en hy sê, soek julle bier? Ek sê, nee, ons drink nie, ons is kinders van die Here. En dit het toe nou ontloot, want sodra jy sê, jy is 'n kind van die Here, luister, ek weet nie wat dit, ek kan dit nou vir jou sê, sodra jy sê kind van die Here, dan sit of jy 'n saad gegooi in sy hart. Hulle gaan jou nooit weer nooi nie. Maar ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was die eerste keer gewees. Die tweede keer, toe ons daar opdaag, en toe het hy nog, ek dink toe was die meisiekind nog gebore, ek kan nie onthou nie. Hulle eerste kind. Toe ons daar kom, toe hulle soos vra, waar is hulle drank? Toe's ek die een wat, ek wil amper sê, ongeskik is. Toe sê hulle, nee, jy is hier, so dan gaan ons nie drink nie. So daai saadjie het gewerk, maar dit werk nie altyd. Ek was al by werksfunksies gewees, en dit is waar die slegte plekke kan wees. Ek sê die ander dag vir iemand, ek sit in die drank, ek was 'n junior gewees toe ek by Webka die eerste keer begin werk het. Toe sê hulle, jy's 'n jong ene hierso, so jy moet die bar hanteer. So ek, hierdie ou raak nie aan drankie, ek is verlos daarvan, ek raak nie daaraan, ek mag nie, dit is teen my geloof. En ek was gespot daardeur. En dit wat jy nou presies sê, en ek lag nou dalk daaroor, dis eintlik verkeerd vir my om daaroor te lag, maar nou, wat ek kry lekker om te weet, hulle spot jou. Nie om lelik te wees nie, maar nou, dit was vir my 'n spotting gewees. Op 'n stadium was dit so ernstig, en sê, daar kom die pastoortjie aan. En dan terg hulle jou. Maar eintlik toe ek besluit, weet jy wat, hulle kan nou maar sê wat hulle wil, hulle kan doen wat hulle wil. Ek weet waarheen gaan. Ek weet, as ek gaan slaap vanaand, môre staan ek op en as ek nigter. Hy sit met 'n kopseer. Ek sit met herlewing in my hart, byvoorbeeld. So, om terug te kom na dit wat jy nou sê, kyk, ek gaan nie na partytjies toe en na wêreldse goed toe nie. Ek kan nie vir jou sê wat die laas was ek in 'n rugby stadion nie. As my kind nie gespeel het nie, of my meisiekind nie sport gedoen het nie, as hulle dit klaar gedoen het, dan sê ons, right, ons gaan uit. Ek was eendag by 'n funksie gewees waar ons verniet gaan sit het. Die mense aan my tafel het so ongemaklik gevoel, want eerstens ek het toe gebid vir die kos, en toe is die oë op ons, en toe daarna, toe is die oë weer op ons, wat ons drink nie saam nie, en daarna toe hulle wegloop, toe sê dank die Here daar uit weggeloop. Want dit is hulle houding, dit is hulle manier. Nou die probleem is dat jy plant die saad, jy weet jy plant die saad. En ek sê nou vir jou, dit maak nie nou skade nie. Wanneer dit gaan skade maak is wanneer jy nie op die toneel weer kom nie. As jy nou so nie opdaag, gaan hulle sê, ons mis vir Sakkie hier vandag. Want Sakkie was nou eintlik nou 'n lig in ons donker lewe. Hulle besef dit nie, tot jy nie meer daar is nie, of jy nie meer opdaag. Dan raak dit 'n probleem. So, ja, ek stry nogal baie daarteen. Iemand het eendag vir my iets gesê, en ek wys hulle elke keer verkeerd. Hulle het vir my sê, hoe hou jy 'n braai sonder 'n bier? Toe sê ek vir hulle, kom kyk, hoe maak ons dit? Ons bid oor die kos. Ons kan alles onthou die volgende dag. Ons onthou alles. Daar sê net so dat jy sê, ons onthou alles. Ek onthou dat ons tot 3:00 die oggend saam nog gekuier het, saam gepraat het oor die Here, oor lekker goedjies, lekker gelag oor alles. Ons almal kan dit onthou. Jy kan weggaan en dan kom jy daar, kan nie glo ek het so, ek het maar 'n peanut van myself gemaak toe ek vir hulle sê wat ek in die verlede gedoen het, jy weet, maar ek onthou dit. Hulle kan niks onthou nie. Stoor ek was daar, weet, die Here het my deur hy pad gevat, op ander mense kan vertel. Exactly. En dit is die ding, né, as die Here jou daardeur gedra het, en die Here jou verlos van drank, en die Here het jou oortuig, die Heilige Gees het jou oortuig van, jy was 'n sondaar, drank is nie goed vir jou nie. Jy het ook? Pastoor, een aand gaan ek na 'n klap toe. Kyk, wat daai aand maak die klappie oop. Ek sit met 'n 5 liter wyn. Geraamker, ek sal dit nooit vergeet. Die wyn se naam was Geraamker. Nou sit ek net so agter my, dan skielik stop haar polisie weg. Nee, wat ek sê, maar vir die bes 2 die môre. Kyk,
Kom toe 'n ander ou verby, vra Here gee vir my 'n dop man. Sê ek op hom. Nou sit hy op sy herke. Daar hou ek 5 liter soet, kies in mond op en ek laat die kraan oop. Okay. Dis die hardste wat jy smaak, want hy val van ver af van die af ons. En ek sê vir hom, hy sê nee, kom ons sit daar so op die eiland, daar by Meanderhout. Daar is sulke bome en dit. En ek skrik wakker die volgende. Toe sê ek, Karl, Al jou klere gesteel. ek het al my klere gesteel. En my geld, en my ID, en my sak. Ek ken die sak byna. En die wyn. Ek dink myself, wat moet ek nou maak? Moet ek nou maak? Moet ek nou maak? Of ek maar alles op waar? Daar sit ek en dink, en die karre en die taxis, die busse ry net vanaf. Dat's almal daar. Almal is daar. En ek is skool, dink toe maar, ek vlieg uit los. En ek hou hier sit tussen my bene en hardloop ek so met die pad op. Die ou kragstasie was in Herwerd. En ek sit en ek hardloop. Die kar is van bumper teen bumper, want die kom my mal ou verby en hy skil. Ek kom by tannie Emma. Sy sê, joh my kind, hulle kon nie wat gemaak het. Ek sê, gee my net 'n broek asseblief. Want ek het toe nog op 'n pad gebly. Sy is net so dik. Sy gee my 'n job weer. Like soos Ek sê net daai jou vader sal om die draai op. Dit sê nooit weer. Nooit weer my lewe lang. Nee, Dit is 'n bad een. dis bad. Efesiërs 6 vers 11. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend in vir God is, in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan julle begeerlikhede oorgelewer sou wees nie. En moet julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuig van die ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mens wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Die bostaande teksgedeelte is aan wedergeboorte Christene gerig, nie aan ongeredde persone nie. Dooping met die Heilige Gees plaas ons in Christus en dis 'n posisioneel van aarde. Romeine 6 vers 3. Weet julle nie dat ons almal, alle ware gelowiges, wat deur die Heilige Gees in Christus Jesus gedoop is, in die dood gedoop is nie. Galasiërs 5 vers 23. Want julle is almal kinders van God en deur die geloof in Christus. Bladsy 14. Dalk moet ek dit vir julle sê, ja. Vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Ons bekleë onsself met Christus omrede ons die evangelie glo, waardeur ons outomaties deur die Heilige Gees in Christus gedoop word, met betrekking met Christus bekleë is. 1 Korintiërs 12 vers 13, want ons is almal ook deur een Gees gedoop en tot een liggaam, of jy Jood, Griek of slaaf of vryman, en ons is almal van een Gees deurgronde. Vervulling met die Heilige Gees is 'n prakties van aard. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie. Ons ken al daai uit 'n skop uit. Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Om bostaande opdrag getrou uit te voer, beteken dat ons
toegekende geregtigheid wat met wedergeboorte ontvang is, op 'n praktiese wyse aan en in die wêreld en deur die instaatstelling krag van die Heilige Gees uit moet leef. Doop met die Heilige Gees plaas die gelowige in eenheid met God en vorm derhalwe vir altyd deel van God se familie. Galasiërs 3 vers 26, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het met Christus bekleed. Die onmiddellike oomblik wanneer julle 'n persoon die evangelie glo, doop die Heilige Gees daardie persoon in Christus Jesus. Ja, ek voel soos 'n preekie. Kan wat aanhou. Vervulling met die Heilige Gees stel die gelowige in staat om genootskap met Christus op 'n praktiese wyse te geniet. Johannes 15 vers 6. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n lood verdroog en hulle maak die bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand dit. As julle in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek ook julle liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Die bostaande teksgedeelte het absoluut niks met die hel te maak nie, maar handel oor disippelskap, genootskap, gemeenskap met Christus wat opoffering en gehoorsaamheid aan die gelowiges vereis. Boonop dien hierdie teksgedeelte oor nie 'n bewys van iemand wat geglo het en toe deur die God as gevolg van sonde na die poel van vuur verdoem sal word nie, omrede daardie persoon uit God se genade geval het. Die boonstaande gedeelte handel dus oor fase 2 van ons verlossing, naamlik heiligmaking en disippelskap, en nie fase 1, naamlik aanvanklik wedergeboorte wat slegs op grond van geloof in evangelie bekom word nie. Julle verstaan dit, heiligmaking is belangrik. Net voordat ek verder gaan, ek wil amper klaar, gaan die laaste gedeelte lees vir julle. Voordat ek daar nou klaar maak, ek het eendag, toe vra hulle vir my, wat is heiligmaking? Heiligmaking is wanneer die kind van die Here wandel in die weë van die Here, en hy doen alles wat die Here verwag van jou af, om 'n kind van die Here te wees. Dit beteken, jy is getrou aan kerk toe gaan, jy is getrou aan die Here, jy is getrou aan gebed, jy is getrou aan alles wat die Here verwag van jou af. As daar iemand is wat swaar kry, help jy daai persoon. As daar iemand is wat behoefte het in die kerk, help jy daai persoon. Bid jy vir mense wat hulle lewens, dit is deel van dit. Heiligmaking is ook daai gedeelte waar jy inkom, dit wat ons Sondagoggend beleef het. Jy het dit eintlik gemis, man. Ons het die Here begin loof en prys, vir daai oomblik wat ons die Here geloof en prys het, dit is wat die Here verwag van ons af. So wanneer jy in jou swakheid die Here loof en prys, begin die Here outomaties begin jy heiligmaking lewe. Jy soek die heiligheid van die Here, jy soek nie die vuilheid van die wêreld nie, waar jy instap by, soos vandag toe ek omstap by die mall, dus ek soos, kyk hierdie mense, hulle is so moedeloos, hulle stap in, maar hulle weet nie hoe gee hulle geld uit nie, maar hulle is so moedeloos, hulle is so depressief, en jy kan sien dit hang op hulle, wanneer jy 'n kind van die Here is, dan leef jy dit uit. Heiligmaking is die terugkeer van God, kinders na God toe, en dit strewe om in sy heiligmaking te wees. Ek sal dit vir julle volgende week gee, daai teksgedeelte wat ek het van heiligmaking. Ek dink ons gaan daarby uitkom in elk geval. Maar heiligmaking is baie, baie belangrik. Iets gesê. Ten afsluiting
van hierdie gedeelte, vanuit die boonstaande teksgedeelte teenstelling, is dit duidelik dat daar 'n indoping met die Heilige Gees 'n eersmalige gebeurtenis tydens die paus-apostoliese gedeelte van die kerk se dispensasie is en dat die Here dan van die alreeds wedergeboorte persone verwag om met die Gees gevul te word, in iets waarvan wat van die gelowiges verwag word om sy samestelling te gee. Om met die Gees vervul te word is dus nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, op 'n punt in die tyd nie, maar 'n voortdurende proses, soos wanneer die gelowiges homself aan die Here toe beskikking stel en sonde in sy lewe laat breek. Ek vra om verskoning omrede ek die genoemde teksgedeelte herhaal het, maar deur die doel illustreer dat die onderskeiding tussen doop en die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees duideliker. Dit is my gebede met die skryf wat hierdie artikel dan die misverstand rondom hierdie aangeleentheid deelagtig verduidelik en opgeklaar is. Dit maak sin dat doping met die Heilige Gees is daar vir elke kind van die Here. Daar's vrae. Ons het nog 'n bietjie kans. Dit is 7:00. Ek wil nie te ver gaan nie. Julle kan die vrae doen. Ja, en dan kan julle daai stukkie van die 3 fase van verlossing begin lees. Al is dit net daai stukkie en dan kan ons aangaan volgende week. Ek gaan vir julle meer bring wat julle kan lees by die huis. Nie die hele tyd te wag vir Woensdag of vir Dinsdag nie. 'n Bietjie ekstra bring. Huiswerk gee. Julle harder kan werk dan. Maar ek glo dit help julle, ek glo dit is besig om julle te leer. Vir my doen dit ook iets weer, want ek word weer herinner aan wat die Heilige Gees is en wat hy kan doen. Dit maak eintlik sin wat met ons gebeur het in Pinkstertyd, toe ons die dienste gehad het. Nie of julle dit kan onthou het. Eintlik het die Gees van die Here die hele tyd hier gewerk. Omdat ons onkundig is, het ons toegelaat dat hy nie in sy volheid werk nie. Dit beteken, toe die koordansie was en die uitleg van die tale was en die praat in tale was net 'n druppel in die emmer. Ons het nog eers geraak aan wat kan die Heilige Gees doen nie. So ek glo die Here gaan ons help en julle versterk in hierdie saak. Mag die Here julle seën en julle versterk vir die res van die week. Julle krag gee dat julle kan kom bedien volgende week hierso. Ekskuus. Ek sê sommer die vrou los tot vrydag. Dis wel van vra 10 uur. Hy het al